Ooh, yeah. Praise him with the sounding drum, praise him with the harp and song, praise him with the clashing cymbals. All creation sings along. Let everything that has breath arise, lift his name into the skies. Every heartbeat, every voice, in Yahweh's presence we rejoice. From the earth to heaven's throne, all creation is his own. Praise him with your lifted voice, praise him, people now rejoice. Praise him from a grateful heart, whether near or far apart. Praise him in the heavens high, praise him where the eagles fly. Praise him on the earth below, where rivers run and winds still blow. Held together by his hand. Let everything that has breath praise Yahweh. Let every voice proclaim his way. Hey, from morning light to setting sun, we worship him, the Holy One. Let everything that has breath declare his mercy, truth, and faith. Oh, care with grateful hearts and voices clear. Yeah, we praise Yahweh forever. The love of Yahweh is wonderful, wonderful beyond compare. The love of Yahweh is wonderful, reaching hearts everywhere. Through the storm and through the night, guiding souls into the light. Grace that lifts the fallen soul, healing hearts and making whole. Changing kingdoms fall. Yahweh stands above them all. Come, let us glorify his name. Lift the truth and spread his flame. Generation after generation, he remains our firm foundation. That he saved me is wonderful, wonderful beyond my words. That he saved me is wonderful, more precious than all the earth. From the darkness into light, from despair to hope so bright. Chains were broken, eyes now see. His mercy reached and rescued me. Let the drums resound, let the harps awaken, let the cymbals testify. Let every breath become a prayer for the one who created bread, is worthy of every song. Whisper praise, shout his fame. Every heart uplift his name. In the silence, in the crowd, let our worship rise alive. Let everything that has breath praise Yahweh. Let every voice proclaim his way. Heaven and earth now testify, his glory echoes through the sky. Let everything that has breath rejoice. Lift redemption in your voice. Yahweh, for Yahweh's love has set us free. Yahweh, and his praise lasts eternally. Hallelujah.
every song our spirits lift. As long as life remains in me, your praise will be my melody. Hey, shalom sissies. Welkom by ons Bring Jou Lampie sessie. Ek wil net vir julle herinner, vandag se onderwerp is die aarde getuig. So vandag gaan ek en Angie maar net vir julle skrifte lees om vir julle te help verstaan presies wat dit behels. Wat is daai witness wat Moses teen ons geroep het om vir ons te verduidelik presies hoekom hy so sê en dit met skrif help verduidelik vir julle. So, hallo Angie. Hallo. Ja, ek vas. Julle die klank ordentlik hoor al haar kos gesiggies vas. Ja, so dalk maar die kameras afsit Angie, dat ons net ordentlik kan sê. Okay. Goed. So, Angie gaan begin vir ons met haar skrifte wat sy gekry het. En dan vat ons dit van daar af. Okay. Alright, so die getuienis van die aarde, ons weet dat die hemel en die aarde eendag teen ons of vir ons gaan getuig. En hier is 'n paar voorbeelde in skrif wat ons daaraan herinner. Ons begin met Deuteronomium 4 vers 26. Dan roep ek die hemel en die aarde vandag as getuies teen julle, dat julle sekerlik gou vernietig sal word uit die land, waarin julle oor die Jordaan getrek het, om dit in besit te neem. Julle sal dan nie lank daarop lewe nie, maar sal vernietig word tot uitwissing. Deuteronomium 31 vers 28. Vergader by my al die oudstes van julle stamme en julle neiers, sodat ek hierdie woorde kan sê waar hulle kan hoor en die hemel en die aarde as getuies teen hulle kan roep. In Micha 1 vers 2. Luister en doen, o volke, almal van julle, o aarde en alles wat dit bevat. Laat Jahwe getuie teen julle wees, Jahwe vanaf sy afgesonderde tempel. En dan in Revelations 1 vers 5. En van Yeshua, die gesalfde een, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Hy wat ons liefhet, ons van ons sondes losgemaak het, deur sy bloed. Judith 7 vers 28. Ons roep tot getuie, die hemele en die aarde, en Jahwe, ons Elohei van ons vaders. Hy straf ons vanweë ons eie oortredinge en die oortredinge van ons vaders. Hierso sien ons ook dat dit nie net die hemele en die aarde is nie, maar dat Vader en Yeshua self ook getuies is. In 1 Makkabeërs 2 vers 37, want hulle het gesê, laat ons almal in ons onskuld sterwe. Die hemel en die aarde is ons getuies. 2 Esdras 2 vers 14. Neem die hemel en die aarde as getuies, want die besoedelde het ek verbreek, en die suiwere het ek geskape, want dit is so waar, as ek leef, spreek Jahwe. As gevolg van Israel se afvalligheid en die feit dat ons die wet van Vader verlaat het, en toegelaat het dat misleiding en valsheid ons lewens oorheers, word ons gestraf. Nie net ons nie, maar ook alles om ons verval en sterf, selfs die aarde. In die boek van Esdras word daar deur 'n engel aan hom verduidelik dat die wêreld oud word en vergaan, net soos die mens self, as gevolg van wetteloosheid. En baie keer sal ons hoor dat mense vra hoekom God toelaat dat slegte dinge gebeur en hoekom die aarde vernietig word, hoekom al die natuurrampe, wat dis ook alles as gevolg van wetteloosheid. Dis nie dat Vader dit toelaat oor hy nie omgee nie, dis oor ons verkeerd leef en die vyand toegang het tot ons. En ons weet dat die wêreld nou regeer word deur leuns en valsheid en boosheid. Ons het dit toegelaat oor ons eie afvalligheid. En dan gaan ek 'n stuk lees uit 2 Esdras 14 vanaf vers 10 tot 21. Dis die Engelse skrif wat ek het. For the world has lost its youth, and the times begin to grow old. For the world is divided into 12 parts, and the 10 parts of it have gone already, and half of the 10th part. And there remains that which is after the half of the 10th part.
Now therefore put your house in order, and reprove your people. Comfort those who are in distress, and now renounce that which is corrupt. Let go of your mortal thoughts. Throw away the burdens of man. Put off now the weak nature, and lay aside thoughts that are most grievous to you, and hasten to flee from these times. For even greater evils than those which you have seen shall come to be after this. For see how much the world weakens through age. Therefore, evil increases much more upon those who dwell in it. For truth has fled far away, and falsehood is close at hand. For the vision which you see now hastens to come. Then I answered and said, See, Adonai, I shall go as you have commanded me, and reprove the people who are present. But those who are born after, who shall admonish them? Thus the world lays in darkness, and those who dwell in it are without light. For your law has been burned, therefore no one knows that which is done by you, or the work that shall begin. En dan die volgende hoofstuk verduidelik dit net hoe Esdras dan nou die gees ontvang, die ruach, en weer die wette neerskryf. Dis nou nadat die stad vernietig is en hulle weer in ballingskap bevat is. En so getuig die aarde van ons sondige natuur. Dis nie global warming nie, daar is net weer eens leuns van die vyand. Die wêreld soos ons dit nou ken gaan vernietig word. Dit kan nie bly nie, want dit is totaal besoedel, saam met al die wat wetteloos lewe. Ek weet nie hoe baie van julle TV kyk nie, maar ek meen amper op alle programme word global warming gestoot as die hoofoorsaak. Hoekom alles gebeur, al hierdie natuurrampe, en ons weet tog dat dit tekens van die tye is. En daar is soveel mense wat hulle tyd spandeer om die aarde te probeer red. Maar ek glo dit is ook nou maar net nog 'n leuen van die vyand om mense besig te hou met goed wat nutteloos is, om hulle aandag af te trek van die waarheid. In Openbaring 21 vers 2 staan daar, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van Jahwe die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So pragtig soos wat hierdie wêreld nou is, en ek praat nie van wat aan hom aangaan nie, ek praat net van die natuur self, weet ons dat dit gaan vergaan. Ons kan nie die aarde red nie. Ons kan nie keer wat kom nie. Daar's 'n rede hoekom daar 'n nuwe stad gaan wees, 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. Vir die wat in Vader se weë wandel. Dis vir die wat daar gaan bly. Ek het nie ander skrifte voorberei nie, dit is die wat ek gekry het, so Monty, en dis nou jou beurt. Dankie Ange. Ja, weet jy, dit is 'n mooi inleiding. Jy weet, dis waar wat sy sê. Hulle gee die mense die idee dat hulle kan profesie omseil of keer of stop, want jy moet nou mos vyf hê en jy moet bid, en die profete sê daar kom, die valse profete, die priesters sê vir ons, daar kom nie straf nie, alles gaan fyn wees, jy moet net glo en jy moet lewe spreek, jy moet positief wees. En die probleem kom in dat hulle gee die mense valse hoop, die idee dat hulle enige iets kan verander in wat kom. Maar dis klaar gesê, wat Vader klaar gesê het, is opgeskryf, dit begin voor ons oë waar word. Daar is regtig nie enige omseil om dit nie. Dit is nou maar die bal is aan die rol. Ek gaan verder gelees hierso vir julle, die aarde getuig, sonde, vervloekinge en versoening. So as ons begin in Numeri 35 vers 33 tot 34. So moet julle dan die land waarin julle is nie onrein maak nie, want bloed maak die land onrein. En vir die land kan daar geen versoening gedoen word vir die bloed wat daarin vergiet is nie, behalwe deur die bloed van hom wat dit vergiet het. Julle mag dan die land waarin julle woon, waarin ek woon, nie verontreinig nie, want ek, Jahwe, woon in julle midde, en van die kinders van Israel. So sien ons hier in hierdie vers, onskuldige bloedvergieting soos moord, maak jou land onrein.
En die enigste versoening daarvoor is die dood van die moordenaar self. So Yahweh woon in die land by ons en hy wil nie 'n verontreinigde plek bly nie. Hy is heilig. Genesis 9 vers 5 tot 6. Net gaan aan dat ek dit oopmaak. Iemand het geklop. Okay. Ekskuus, ek was besig met Exodus Genesis 9 vers 5 tot 6. Waarlik, ek sal vergelding eis vir julle bloed, vir julle lewens, van die hand van al die diere sal ek dit eis, van die hand van die mens, van die hand van die broer van 'n mens sal ek die lewe van die mens eis. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word, want na die beeld van Yahweh het hy die mens gemaak. So hier lees ons al als vir die land onrein maak. Wat veroorsaak hierdie uitroep van die aarde tot Yahweh? Yahweh eis rekenskap van elke lewe wat geneem word. Selfs diere wat mense doodmaak moet rekenskap gee. Mense is na Yahweh se beeld geskape en hulle bloed is heilig. Die vergieting van daardie bloed besoedel die aarde en roep tot Yahweh vir geregtigheid. As ons kyk, dis net die geval van wat was Adam se seuns? Kain en Abel. Abel, dis die ou se naam, ekskuus. Abel, toe Kain hom vermoor het sy bloed uitgeroep tot Yahweh. Vader het vir Kain gesê, wat het jy gedoen, waar is jou broer? Sy bloed roep uit tot my. So elke lewe wat geneem word weens moord of, weens moord, ongelukke, terrible goed wat gebeur in ons wêreld vandag, daai mense se bloed roep uit tot Vader, uit die aarde uit. Exodus 21 vers 12 tot 14. Wie 'n man slaan sodat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Maar as hy hom nie in die lewe gesit het nie, maar Yahweh hom op sy pad laat kom het, dan sal ek vir jou 'n plek aanwys waar jy kan vlug, soos asielstede. Maar as iemand teen sy nade vermetel optree, om hom met listigheid te verslaan, dan moet jy hom van my altaar af wegneem, dat hy sterf. So moord met opset of voorbedagte dade maak die moordenaar onverskoonbaar. Selfs as hy probeer skuil by die altaar van Yahweh, moet hy weggeneem en tereggestel word. Dit wys die erns van bloedvergieting en hoe dit onreinheid bring. Levitikus 18 vers 24 tot 25. Julle mag julle nie verontreinig met hierdie dinge, met van hierdie dinge nie, want met al hierdie dinge het die nasies wat ek voor julle uitverdryf het, hulle self verontreinig. Nou as jy hier in vers 23 lees, dan verwys dit na bestialiteit, waar ons nie met diere moet omgang hê nie. Toe die land onrein geword het en ek hom besoek het vir sy ongeregtigheid in die land sy inwoners uitgespoeg het. So seksuele sondes, die vorige vers in Levitikus 18 beskryf dinge soos bloedskande, homoseksualiteit en bestialiteit. Dit maak die land onrein. Hierdie sonde bring oordeel oor 'n nasie, tot die punt dat die land self die mense uitwerp. Die aarde word onrein gemaak deur onskuldige bloedvergieting of moord en seksuele losbandigheid en gruwels. Hierdie sondes roep tot Yahweh vir oordeel. Die land word gepla, besoedel en kan self sy inwoners uitspoeg as gevolg van hulle dade. En jy kan ek vir jou vra of jy vir ons Johannes 3 vers 15 sal lees. Ja, laat ek dit net gaan vind. Hou vas. Ek wou net vir my e-sorde moet te maak. Hoor nou daai ambulanse. Ek gaan so lank hier vir ons uit Matteus 5 vers 22 lees. Hierso verwys dit nou na kyk die Ou Testament. Moord maak die land onrein volgens Numeri 35 vers 33. In die Nuwe Testament vergelyk dit moord met haat. Volgens 1 Johannes 3 vers 15. Jy sê 1 Johannes 3 vers 15, hè? Yes. Elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Ja. En dan volgens Torah in die Ou Testament seksuele gruwels verontreinig die aarde. In die Nuwe Testament word dit vergelyk met woede en belediging wat ook oordeel bring volgens Matteus 5 vers 22. Maar ek sê vir julle dat elkeen moet vir sy broer sonder rede kwaad is.
verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot daad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en net jou daarby val dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer. Dan kom jy en dan bring jy jou gawe. Dan gaan ek vir ons ook lees in Romeine 8 vers 22. Ekskuus. In die Ou Testament verwys dit dat onskuldige bloed roep tot Jahwe in Genesis 9 vers 6. In die Nuwe Testament sê dit vir ons die skepping sug onder menslike verderf. Volgens Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. So dan kan ons nou kyk, as ons in Openbaring gaan lees met die tekens van die tye in Matteus 24, dan gaan ons begin agterkom al hierdie goed wat erger en erger begin raak. Die wêreld dit is vreeslike tsunamies, is aardbewings, te storms, as Tennessee daarso in is wat Tennessee, daai area daar in Amerika waar Annelie hulle bly, Texas, ekskuus. Die een dag sneeu dit daar. Die volgende dag is dit so warm, die mense kry heat rashes en dan is daar hurricanes en dis verskriklik wat aangaan. Jy het 4 seisoene in 1 week en dit is uitermate erg. Hier by ons weet ons nie heeltemal wat se seisoen ons in is nie, want dan kry jy warm en dan vrek jy van die kou en dan spoel jy weg. Dit is die aarde self wat ook besig is om deur daai barensnood te gaan. Soos ons die tekens begin sien waar word met die oorloë en die gerugte van oorloë, so begin die aarde ook al kontraksies kry. En dis scary tyd wat ons in leef, maar as jy dit raak sien vir wat dit is, en jy het jou vrede in Vader, dan gaan die tyd nie vir jou vrees aan jou aanraak nie. Dit gaan jou gerus stel, en jy gaan jou vrede en veiligheid in hom vind. En hierdie goed gaan jou nie verskrik en bang maak nie. Maar die punt is dat ons moet verstaan wat aangaan om ons en hoekom hierdie dinge gebeur. Nou is die volgende vraag, hoekom sug die skepping? Genesis 3 vers 17 tot 19 en aan Adam het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel en gesê, jy mag nie van dit eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Dit sal vir jou dorings en dussels voortbring. Jy sal die plante van die veld eet, en in die sweet van jou aangesig sal jy die brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Adam self word nie vervloek nie, maar die aarde. Die gevolg van sonde is dat die skepping self boet, dorings en arbeid en dood. Dit bevestig dat die skepping sug, omdat menslike sonde die harmonie van die aarde verbreek het. In Genesis 4 vers 9 tot 12. Nou, vervloek is jy, weg van die aarde wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy krag nie meer aan jou gee nie. Jy sal 'n swerwer en 'n vlugteling wees op die aarde. So hier word Kain self vervloek in die aarde. Nie die aarde nie, ekskuus. Die aarde sal hom nie meer voorsien nie. Dit sluit as te ware sy krag vir hom toe. En die verhouding tussen mens en grond is versteur deur die moord of onskuldige bloed wat hy vergiet het. So hierdie is ook interessant, want as jy gaan kyk in die geskiedenis, sal jy sien dat Kain is ook die een wat gegaan het en gaan stede bou het en stede opgerig het. As 'n mens so in die geskiedenis gaan lees en jy lees die verskil tussen Vader se gekose volk, wanneer jy kyk in die bloedlyn van Abraham, Isak en Jakob, teenoor wat Esau ook gedoen. Esau het ook weggebreek en groot stede gaan bou, metropolisse gaan bou, waar Jakob verkies het om simpel lewe te leef, in die veld te bly met tente en te boer. Waar Esau het nou weer die ander kant toe gegaan en jy weet sy nageslag het groot stede gaan bou en ryk geword so. En dan kan 'n mens al sien dat Kain en dalk nie aan 'n keuse gaan nie, nou in die aarde, hy was vervloek. So die aarde het hom nie meer die opbrengste gegee wat hy nodig gehad het om van te leef nie. Dis 'n interessante storie daar, as jy hom so gaan opweeg teen mekaar. In Romeine 8 vers 19 tot 22, die skepping sug.
Die hele skepingsig, want dit is onderworpe aan nietigheid, hoop op vryheid, sig en is openbaringsnood. Hierdie sig is 'n fisies natuurrampe, siekte en verval. Geestelik is dit die skeiding van die oorspronklike orde van Shalom of vrede. En profeties vir die verskyning van die kinders van Jahweh. Dit beteken herstel kom eers deur ons verlossing en herstel in Messias. So die versoening deur die Messias is nie om die wêreld te veroordeel nie. En ek gaan nou vir julle verduidelik, julle almal soos wat? Hoor eers wat ek sê. Johannes 3 vers 17. Want Jahweh het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Die woord wêreld hier verwys na kosmos, die geordende wêreld, skepping, die heelal. So die woord kosmos kom van kommisio, om te dra, ontvang, ophaal en terugbring. Hierdie woord beteken om iets te ontvang wat aan jou behoort. Dit het die idee van 'n finale ophaal of herstel in sig. So, Jahweh stuur Yeshua nie om die kosmosse te vernietig nie, maar om dit terug te bring in versoening. Die bloed van Messias is dus die versoening vir beide die mens en die skepping. So wanneer hulle sê hy het gekom nie om die wêreld te oordeel nie, verwys dit hierson na die kosmosse. Ons word veroordeel vir ons sondes. Ons word veroordeel vir wat ons verkeerd doen, wanneer ons teen Vader se Torah gaan. As iemand kom en vir jou sê wat jy doen daar is verkeerd en jy kies om in elk geval te doen, daai willing sin, dan gaan die aarde teen jou getuig vir wat jy doen. So, ja, daai versie moet 'n mens mooi verstaan voor jy hom gebruik om jou eie gewete te sis. Deuteronomium 30 vers 19. Die aarde getuig. Ek roep vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle op. Die lewe en die dood het ek jou voorgehou, die seën en die vloek. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So die aarde getuig teen ons keuses. Elke daad laat 'n geestelike voetspoor op die skepping vir die lewe of dood. Die aarde is 'n morele barometer, nie net 'n fisieke habitat nie. Jesaja 1 vers 2. Hoor o hemele en gee ag o aarde, want Jahweh het gespreek. Ek het kinders grootgemaak, verhoog, maar hulle het teen my oortree. So hier roep Jahweh self ook die hemele en die aarde om te getuig. Die hemele en die aarde is getuies van verbondsontrouheid. Die skepping self bevestig Jahweh se woorde, dis nie neutraal nie. Wanneer die mens sondig, word die hele skepping betrek in die oordeel. So die samevatting van die getuies as ons gaan kyk na vervloeking in die Ou Testament teenoor die Nuwe Testament. In die Ou Testament is die vervloeking volgens Genesis 3 en 4. Die aarde word vervloek oor Adam se sonde in Genesis 3. Kain self word vervloek volgens Genesis 4. In die Nuwe Testament, die skepping sug en wag vir verlossing volgens Romeine 8 vers 22, wat ons weet dat die hele skepping saam, tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. Die getuies volgens die Ou en die Nuwe Testament. In die Ou Testament is die getuie die aarde getuig teen menslike keuses, volgens Deuteronomium 30 vers 19. Maar in die Nuwe Testament, die skepping wag vir herstel van die kinders van Jahweh, Romeine 8 vers 19, en dan gaan ek vir julle lees, want die skepping wag met reikhalsende verlange, om die openbaarmaking van die kinders van Jahweh. Is dit nie 'n mooi manier gestel daar nie? Reikhalsende verlange, sulke mooi Afrikaanse woorde, maar dit wys vir jou hoe die aarde in absolute antisipasie wag, vir ons om weer wakker te word, vir ons om terug te kom in covenant met Vader, sodat daai herstel kan plaasvind. Want die Messias het gesê, hy kom nie, tot elke liewe een sy boodskap gehoor het nie, of die waarskuwing om terug te keer nie. Dan die getuies, volgens Ou Testament, hemel en aarde hoor, en bevestig Jahweh se klag teen Israel, volgens Jesaja 1 vers 2. In die Nuwe Testament, die kosmos sal deel hê aan die verlossing, in Johannes 3 vers 17. En ek gaan hom vir julle lees, ek moet hom eers kry, Johannes 3 vers 17.
Want Yahweh het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Versoening. Bloed maak versoening in die aarde, volgens Numeri 35 vers 33, want Vader is regverdig. Sê hy nie self in die Torah dat oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, lewe vir 'n lewe nie. Ons verstaan Yeshua kom om dit vir ons 'n bietjie dieper oop te maak ook, eventually. Maar hier sê hy dat die enigste ding wat bloedvergieting kan regmaak en die aarde stil maak in sy uitroep, is om die een met die bloed vergiet het, sy bloed te vergiet. Ons verstaan ook as jy die boeke gaan lees van, ek dink is in die boek van die opregte, verduidelik dit vir ons hoe Kain eventually sy einde gekry het. En hy word deur een van sy eie, ek dink sy agterkleinkinders wat hom doodskiet met 'n pyl, Tubal Cain. So dan verstaan ons dat hy het toe eventually teruggekry wat hy uitgedeel het, né? En dan in die Nuwe Testament, die bloed van die Messias bring versoening vir die wêreld. So, dit is nou nie 'n vreeslike lang lesie hierdie gewees nie, maar dit is maar net om julle aandag te bring. Julle kan verder hierdie goed dieper ingaan op dit ook. Daar's baie mooi simboliek in dit. Maar ek voel nie dit is ons werk om al die verborgenhede aan julle te probeer meedeel nie. Ek wil net vir julle aandag na onderwerp toe bring en begin met skrifte, sodat julle kan sien, maar hierdie kan dalk dieper gaan wanneer dit kom by sekere verse en dan kan julle vir julleself daai goed gaan uitsoek. Want Vader gee nie vir almal dieselfde goed op dieselfde tyd nie. En daarom voel ek en Angie ook baie sterk daaroor dat dit nie altyd vir ons is om hierdie verborgenhede met almal te deel, want net nou is daai persoon nog nie reg vir dit nie. En nou eindig jy op om 'n struikelblok vir daai persoon te wees. So ons moet versigtig wees wat ons deel en met wie ons en hoe ons dit deel. Ja, daarom sal ek begin met 'n topic en dit met julle bespreek en dan die res moet julle vir julleself gaan uitsoek as julle voel dis nodig. Ek neem baie mense voel nie nou dis nodig nie. Angie, is daar iets anders wat jy wou byheg daarso? Nee, daar's nie iets wat ek wil bysit by dit nie. Okay. Ja, so hierdie was nou nie baie lang sessie gewees nie julle, maar dis okay, die boodskap is daarso, vir julle om deur te gaan en die skrifte om bietjie dieper in te gaan. Dan wil ek ook vir julle sê, ons het môre middag 3 uur hier by ons, het ons weer die live, ons sou dit mos, ek dink, nie laasweek die week vooruit, so ons die live gedoen het met die sissies in Amerika op YouTube. So ek gaan kyk of ek die YouTube kan uitfigure, die live. So nie gaan ek dalk laaste minuut 'n meeting oproep. Maar ek glo ek sal regkom met die live, want dis nie rocket science nie. Dan sal ek vir julle die link op Dogters van Sion share en dan ook op die Amerikaanse groepie, dan kan hulle ook inkom. Dit gaan oor sout van die aarde, maar nou in Engels vir hulle, so die wat lus is om weer in te skakel en bietjie met die sissies in Amerika te gesels. Julle is welkom. Dis môremiddag 3 uur by ons. Ek dink dit is 6 uur die oggend by hulle. So, maar ja. Okay, dit is al wat ek wou sê. As daar enige van julle is wat ietsie wou geadd het by dit, is julle welkom. Want ek gaan nou eers gou die afsluitingsliedjie soek en julle moet mekaar besig hou terwyl ek dit doen. En net gou van wat se enige van ons volgende week. Ek weet ons het 'n paar topics genoem laasweek. Gaan ons begin met die vrouens van skrif? Ja, ons kan dit doen. Tensy iemand iets anders het wat hulle wou deurgegaan het. Het iemand 'n boodskap hier daar gesit? O, plesier, Chantal. Goed plesier, Chantal. So. Kan julle my nou eers gou geduldig wees met my, want die liedjie wat ek soek is nie op my goed nie. Okay, wat terwyl jy dit soek, net gou die vrouens inskrif wat ons wil bespreek, gaan ons elke vrou 'n week vat of gaan ons een teaching doen met hulle almal in? Want van hulle se stories is maar kort. En dan sê maar kyk wie se die grootste is en dit apart doen. Soos as mense nou dink byvoorbeeld in die storie van Judith. Ons baie details, even Esther.
Maar ja, van hulle, miskien die korter stories saam sit. Ja, ek dink want baie van die vrouens soos Jael, in die tyd van Deborah, ek dink ons sal soos Deborah en Jael saam doen. Ja. Is dit ook nie hierdie ding raas in julle ore nie. Okay, cool. Wat ek wil sê is ons sal soos Deborah en Jael saam doen. En ja, en dan sal ons dit so uitfigure, want baie van die vrouens is nie veel details oor nie. So wat ek ook dink ons sal doen is byvoorbeeld soos Jakob se vrouens. Leah, Rachel, Bilha en die ander enetjie, Aisha. En Ja. En dan volgende week begin ons met so Sarah en Hagar. Yes. So hulle soos hulle saampas, obviously saam hulle storie saamvat. Ek wil ook 'n bietjie dieper ingaan op Job se vrou. Maar ek dink ons sal haar saam met Job en dan Dina, die tweede vrou, ons sal hulle so saam doen. Okay, so volgende week gaan ons dan doen Sarah en Hagar. En net 'n bietjie dieper ingaan op die vrouens en laat ons mooi kan verstaan waar kom hulle vandaan. Baie mense sê ook maar Hagar was 'n Egiptenaar, sy was 'n ander kleurige. Sy was nie. Maar dis okay, ons sal in detail ingaan op dit volgende week. Okay, cool. Soos daar nie enige vrae of bydra is vanoggend nie, gaan ek dan afsluit met ons liedjie hierso, Song of Moses. Natuurlik een van Lukas se liedjies. En dan moet julle 'n awesome middag verder hê. Julle het gesien Wynand het sy sessie vanaand gekanselleer. Want die is mense hierso vandag. So ons sal dan dit waarskynlik volgende week sal aangaan dit en dan môre middag 3 is die live met die Amerikaanse sissies. Shabbat shalom. Ja, ek gaan eers die liedjie speel en dan sal ek met julle het ek nou geshare. Dis hy. Okay. From dust and ash he formed a frame. His breath ignites each living flame. He called his people by their name, yet we turned away in shame. Still his voice is softly heard. Return my children to my word, for I am Yahweh, just and true. My law is light, my path for you. Sing the song of Moses, the creed of eternal life. He judges yet redeems his own, who walk in his holy might. His Torah is our lamp and armor, his name our fortress stands. We sing the song of Moses, through fire, through war, through lands. We angered him with foreign gods, forgot the law that gives life. Yet Yahweh still remembers us and gathers us from every strife. He'll write his law on hearts anew. His name will shine through every view. Israel shall be his again, for Yahweh's love will never end. His judgment is right, his mercy great. He restores what we devastate. The song of
is pure, righteous and faithful evermore. O Yahweh, our Father and King, to you alone our praises ring. Ons sê julle geseënde Sabbat en dan gesels ons môre middag weer met julle. Hoop julle rus lekker en mag Vader julle seën.